In him we have redemption. In him we are chosen. In him we belong. In him we are one. For in him we live and move and have our being. Ons is in week 3 van ons reeks wat ons tans mee besig is. Maurice het so 'n bietjie verlede week saam met julle gekuier en ek kom sluit op vanaand so 'n bietjie lekker af met 'n kuiertjie saam met jou. Onthou jy toe ons nog kinders was? Ek sit en giggel op pad kerk toe oor dit. Ek het net vergeet daarvan hoe stupid ons was. Toe ons kinders was, die goeders wat ons gedoen het om mense te oortuig dat ons die waarheid praat. En die woorde wat ons gebruik het. Onthou jy dit? As jy byvoorbeeld in 'n vriendekring sou staan en die een vriend sou vir jou sê, ek hoor jy praat van my. Ek hoor jy dit en dit gesê. Dan sal jy byvoorbeeld nou vir hulle sê, ek het nie. As hulle byvoorbeeld sê, ek hoor jy is kinder van my. Dan sê jy een woordjie ekstra en sê ek het nie, ek beloof. En dan glo jy nog steeds nie. Maar ek hoor jy praat agter my rug van my. Ek beloof, ek sweer, vra my ma. Het julle dit ook gedoen? Vra jou ma, waar is jou ma? Want en dit voel vir my net asof, jy weet, daai goed werk byvoorbeeld nie vandag nie. Imagine jy doen 'n aansoek vir 'n nuwe werk. En jy sê vir die ouens, ek beloof ek gaan my werk doen, vra my ma. Dit gaan nie werk nie. So vandag kan elkeen van ons getuig dat ergens along the line was ons elkeen al teleurgestel deur 'n belofte. Dit maak ewe seer, maar ek dink wanneer die belofte gemaak word deur die wat nader aan jou is as net vriende, dan maak dit nog seerder. Is dit nie so nie? Ek is baie bevoorreg, ek het my pa so 'n jaar en 'n half terug oorlede en ek kan nie dink aan 'n belofte wat hy vir my gemaak het, wat hy nie vervul het nie, wat hy nie nagekom het nie, wat hy nie gehonoreer het nie. Ek besef ook dat daar wel ander mense is wat dalk nie dieselfde kan sê nie. Of 'n vriend het 'n belofte gemaak, of 'n vrou, of 'n kind, of selfs 'n ouer het 'n belofte gemaak en dit nie nagekom nie. Net die devastating effek daarvan, nee. Daar sekere, jy weet, ou vergewe die vreemde mense wat beloftes maak en dit nie nakom nie. Maar wanneer dit deur iemand regtig naby jou gedoen word, dit is so asof 'n ou nie oor dit kan kom nie, nee. My vraag vanaand is, wat van beloftes wat deur jou hemelse Vader gemaak is? Het jy al 'n bietjie gaan dink oor dit? En ek weet dis goed waarom ons nie almal wil praat nie. Het jy so 'n bietjie van 'n gevoel of 'n belewenis waar jy, of dalk wonder jy net daaroor, maar Here, U het beloof en ek sien dit nog nie. Weet jy, ek wil vanaand so 'n bietjie, ons het eers so 2 weke terug Romeine 5 gekuier en toe het Maurice verlede week Romeine 6 toe gegaan. Ek bly in Romeine 8 vandag, hier so 1 of 2 skrifgedeeltes wat ek wil aanhaal buite Romeine 8, maar ons gaan meestal stil staan in Romeine 8, soos ons net hierdie hele in Christus waarhede wat ons met jou gedeel het die laaste 2 weke net kom afsluit. Ek dink daar's baie gelowiges wat vir hulle self wonder. Hulle sê dit dalk nie, maar hulle wonder. Jy weet, ek sien al hierdie beloftes in die Bybel. Ek sien al hierdie wonderlike goeders, maar ek beleef dit nog nie. Jy weet, kom ek vat 'n voorbeeld. Kom ons vat iets soos die huwelik. Ek het ook hoeveel mense vir my hoor sê, kinders van die Here, ouens wat in Christus is, deur hulle geloof, vir my sal sê, maar daar is geen verskil wat ek in die wêreld sien, as dit kom by gelowiges se huwelike, en die ouens wat nie die Here dien nie, hulle huwelik. Dis op dieselfde vlak, dis dieselfde. Wat van die beloftes
vir huwelike vir die wat in Christus is. Voorsiening. Ek het al gesien hoe die mense daar buite, die ateïste en ouens wat heeltemal van die pad af is, hulle dien nie die Here nie en hulle, jy weet, ek het al gesien hoe hulle besighede floreer en hulle doen goed maar ons wat die Here doen, ons krepeer en ons is arm en ons beleef nie die voorsiening van die Here nie. This is real issues. Stem julle saam met my? Hierdie is goed wat 'n gelowige in die geloofspad wat hy stap baie mee sukkel. Ons vra die vraag, maar hoe is dit moontlik dat al hierdie beloftes vir ons wat in Christus is, dat dit vir ons blyk dalk nie waar te wees nie. Ek wil vandag hierdie hele kuiertjie van die laaste 2 weke kom afsluit, want dit is vir my die praktiese kant. Dit is vir my die, jy weet, dit is waar die tekkie die teerslaan. Dit is jou maandag tot jou saterdag tipe van experience. Hoe is dit moontlik dat ek in Christus kan wees? Ek dink dit is die kommunikasie wat uitgegaan het oor vanaand. Hoe is dit moontlik dat vir ons wat in Jesus Christus is, dat ons nog steeds al hierdie wonderlike beloftes wat gekoppel is in ons insluiting, dat ons daai mis? Hoe is dit moontlik? En ouens, ek wil vanaand vir julle sê, dit is moontlik. Dit is moontlik. En dit is 'n baie eenvoudige gesprek. Kom ons begin sommer vanaand lekker kuier 2 Korintiërs 1. Luister net na hierdie woorde. Dankie ouens. In hom, in Jesus Christus nie. In hom het God se ja plaasgevind. Want al die baie beloftes van God in Christus Jesus is 'n volmondige ja. Ons is ons nie miskien of dalk of seker of wat. Hier is nie onsekere terme in hierdie uitspraak nie. Ek wil vanaand daar begin. As jy na die skrifgedeelte kyk, beleef jy so 'n bietjie spanning? Jy sit dalk saam met my vanaand en jy sê, maar ek kan nie ophou praat van die goedheid van die Here en die getrouheid van die Here soos ons nou nog gesing nie. Ek het nog nie alles ten volle beleef nie. Daar's nog goed waarvoor ek vertrou, maar oor die algemeen glo ek wat daar staan. Jy is dalk op 'n ander plek vanaand waar jy net sê ek struggle bietjie. En weet jy wat, dis oukei. Ek dink is oukei. Want ek glo met my hele hart vanaand dat die Here ook op die plek waar jy persoonlik is, hierdie waarheid wil kom 'n realiteit maak vir jou, dat jy sal verstaan hoe koninkryk werk. So ek hoop jy geniet die kuiertjie saam met ons vanaand, soos net hierdie waarheid gaan en ek gaan dit probeer regtig prakties vir jou maak. So kom ons begin by die waarheid. Ons is in Christus. As jy enigstens twyfel oor dit, dan wil ek vanaand vir jou sê, slegs deur jou geloof het jy jouself in daai realiteit ingesluit. Daar is niks plus dit nie. Daar is niks wat jy moet byvoeg nie. Dis nie Jesus Christus plus nog iets nie. As jy glo wie hy is en wat hy vermag het namens jou, dan is jy in Christus. Dis al wat dit vra. Die tweede vraagheid is, as jy dan in Christus is, dan is jy 'n klomp beloftes wat persoonlik, hoor gou wat ek sê ouens, persoonlik betrekking het op jou lewe. Te veel van ons voel dat die beloftes wat gemaak word vir die wat in Christus is, dat dit net oor die algemeen geld vir alle gelowiges in die wêreld, vir die hele kerk. En dat die Here dan hierdie beloftes maak en seker is beleef dit en ander mis uit op dit. Dis sommer net so algemeen. Hoor vanaand wat ek vir jou wil sê. As jy in Christus is deur jou geloof, is die beloftes wat God maak in sy woord oor jou lewe, is persoonlike beloftes. Jy kan aanspraak maak om in jou persoon te kan leef in daai beloftes. Dis nie 'n algemene term nie. En dan die derde waarheid wat aan daai eerste 2 gekoppel is die waarheid dat dit God se hart is dat jy al hierdie beloftes wat gemaak is vir jou persoonlik, dat jy dit in ontvangs sal neem. Daar is 'n kans vir jou wat saam met my in Christus is, dat ons dit nie in ontvangs neem nie. Daar is 'n kans.
En ek gaan vir jou verduidelik hoe dit moontlik is. As dit Christus se werk gekos het, nie ons nie, maar Christus se werk aan die kruis, om ons in te sluit, stem julle dan saam met my, vir ons om ingesluit te lewe, en aanspraak te kan maak op die beloftes wat daar in Christus vir ons lewe is, kan dan ook nie ons werk of ons poging verg nie. Stem julle saam met my? If it was only because of his effort that caused the inclusion, how can it take our effort to remain included and live in the promises of God, linked to our inclusion? Hoe is dit moontlik, ouens? Dink gou saam met my. Hoeveel van ons het staat gemaak op sy werk om ons by hierdie plek uit te kry, en dan vat ons die leiersels oor en ons sê van hier af maak ons eie besluite. We take our life into our own hands, en dit is wat ek vanaand oor wil praat met julle. Hierdie is harde woorde, dis die waarheid. Ek staan hier voor julle vandag. Ek ken nie al die antwoorde nie, ek leer self nog. Maar ek is al 'n paar keer om die blok, en ek het geleer van net al my life experiences, dat waar ek vandag staan, is die produk van al my besluite wat ek al gemaak het. En dis 'n algemene term, dis 'n algemene statement wat ek maak. Want seker goed gebeur met mense wat buite hulle beheer is. Nie alles gebeur as gevolg van die besluite wat ek gemaak het nie. Dit gebeur partykeer as gevolg van besluite wat ander mense gemaak het. Hy wou op sy selfoon praat terwyl hy 120 op die snelweg ry, nou het hy in my kar vasgery en nou is ek verlam. Hoor julle wat ek sê? Nie alles waar ek nou is as gevolg van my eie besluite nie. Daar's uitsonderings, maar oor die algemeen is ek die produk van die besluite wat ek maak. Elke besluit wat ek maak die laaste 55 jaar, het my lewe meer en meer gerig in 'n rigting. En dit het my vandag geplaas op 'n plek fisies, ja, maar ook in my gemoed, emosioneel, waar ek vandag is. Ek sê dit, want ons kan enige twee mense vat wat ingesluit is. En die een ou se lewe vat daai rigting, en die ander ou se lewe vat daai rigting. Die een ou beleef die beloftes, die ander ou voel hy mis uit op die beloftes. Die ander ou beleef die krag van die volle purposeful life, en die ander ou voel maar dit of ek nou gered is of nie gered is nie, dit voel vir my nog al die jare dieselfde. There's no difference. En die verskil tussen daai twee mense is die besluite wat ek en jy maak. Besef jy dat ons elke dag 35,000 besluite maak? Jy kan dit gaan tel, dis wat jy navorsing, jy kan maar gaan kyk, navorsing bewys dat die gemiddelde volwasse mens elke dag 35,000 besluite maak. Nou obviously baie van daai maak ons sonder eers laat ons besef, nee. Jy gaan staan nie elke dag voor die ketel om vir jouself koffie te maak. En dan sê jy, ek gaan net 'n oomblik van stilte vat en ek gaan eers bid. En ek gaan die Here vertrou vir hierdie koppie koffie wat. Nie alles is so intentioneel nie. Party van die goed gebeur net spontaan. Subconscious, sonder dat ons dit eers agterkom. Dan is daar seker groot besluite waar ons wel sulke goed doen. Ons kom tot stilstand en ons maak groot erns in ons lewe met hierdie massive besluit. Ons trek mense nader, ons praat met die Here, ons doen, verstaan jy? Baie van die goeders gebeur nie so nie, maar ons neem 35,000 besluite 'n dag. Hier is die ding. En al daai besluite wat ons maak, het ons twee opsies. Die een vat my in hierdie rigting en die ander een vat my in daai rigting. Die een is gebaseer op my besluite, die ander een is gebaseer op die leiding van die Heilige Gees. Hoeveel van daai 35,000 besluite voel jy is gebore vanuit God se leiding? Soos hy ons ingesluit het. Dink jy nou hy wil terugstaan en net sê, van hier af is julle op julle eie. Julle is nou in, shop. My werk is klaar. Gaan aan. Nee. God se plan van die begin was om ons in te sluit. En van daar af, dag vir dag, in die 35,000 besluite wat ons maak, by te staan, te inspireer, te beïnvloed en te rig. Sê hy nie in sy woord, jy is 'n lig vir my pad en 'n lamp vir my voet nie. Kom ons. Sê hy dit nie. Hy wil deel wees.
Toe Jesus sê dit 'n lestaai, dit is volbring. Wat is die eerste ding wat gebeur het in die evangelies? Die voorhangsel het geskeur. Ons is versoen met God, sodat ons in 'n verhouding met hom kan leef, sodat hy elke liewe dag ons lewens kan inspireer en die besluite wat ons maak, die roete wat ons kies. En baie keer vir ons wat gered is, kom op 'n plek waar ons sê, dankie Here, maar ek sal dit vat, I'll take it from you. En dit vat ons na 'n plek toe waar ons sien ons leef net soos ongelowiges. Dis dieselfde kwaliteit van lewe, promises, ons beleef dit tot dieselfde mate as wat hulle dit doen. Jy weet, daar's geen verskil nie. Dan kan ons op so 'n plek kom. En my hart vir jou is dat jy nie die krag van dit die laaste 2 weke gedeel is om ingesluit te wees, sal uitmis op die volheid daarvan, omdat jy die leiersels probeer oorvat nie. Want is nie veronderstel om so te wees nie. Hierdie is dit wat dit alles saamvat. En net om vir jou te kom demonstreer dat hierdie so profound is, so groot is, vat ek jou na die volgende skrifgedeelte toe in 1 Korintiërs 15 wat sê, so staan daar geskrywe dat die eerste mens, onthou jy ons die laaste 2 weke het Adam en Jesus gekontrasteer teen mekaar die hele tyd, so daar staan daar geskrywe, die eerste mens Adam het 'n lewende wese geword, maar die laaste Adam, Jesus Christus, het 'n lewendmakende gees geword. Hoekom het hy 'n lewendmakende gees? Hy wil elke liewe dag om nie gemaak te word, is nie 'n once-off nie. Dis 'n elke liewe dag ding. Wil hy ons kom nuut maak, wil hy ons kom wys, wil hy ons kom lei, wil hy ons lewens kom inspireer. That is the way it is meant to be. Hoeveel van ons 35,000 besluite 'n dag is geanker in hom? En jy sê nou vir my sê, maar weet jy wat, dit is so vrek moeilik. Ek weet nie, ek het nog nooit die Here gehoor nie. Wel, kalmeer, ek ook nie. Okay? Die Here het nog nooit met my in 'n hoorbare stem gepraat nie. Maar kan vir jou ander miljoen maniere sê hoe hy wel met my werk. Die ding is, hy wil met ons werk. Moenie opgee as jy die Here nie beleef nie. As jy voel hy praat nie met jou nie, as jy voel sy stem is stil, moenie opgee nie, want dit is presies wat die vyand wil doen. Want as hy nie meer 'n lig vir jou pad is nie, dan loop jy in die donker rond. Die woord sê, is dat hy nie sluimer of slaap nie, hy steek homself nie weg van ons af nie. En as jy regtig vanaand hier struggle, jy is te bang om selfs met jou vriende, of die medegelowiges om jou hart te deel en te sê, maar ek hoor nie die Here nie, ek beleef nie die Here nie, is my so moeilik. En jy voel dalk, as jy dit sê, gaan die ouens anders na jou kyk. As dit is waar jy is, wil ek vir jou sê, is okay. Die Here maak 'n pragtige belofte in sy woord. Hy sê, die wat na my toe kom, moet glo dat ek is. En dat ek 'n beloner is van die wat na my soek. Vir solank as wat jy leef met 'n begeerte in jou hart, om die Here te beleef in sy leiding en sy inspraak, sê ek nou vir jy sal nie teleurgestel word nie. Wees net saam met my groot genoeg, dat ons nie die Here kom beperk, dat hy in sekere maniere met ons lewens kan werk nie. Kom ek sê gou vir jou, kan jy hitte sien? Nee, jy kan nie hitte sien nie, maar jy kan dit voel. Soos ek die een sintuig gebruik, mis ek dit bestaan nie. As ek die ander sintuig gebruik, dan bestaan dit. Dis 'n werklikheid. Yes, kan jy die wind ruik? Nee, maar jy kan hom hoor en jy kan hom voel. As jy net jou reuksintuig wil gebruik, gaan jy sê, die wind waai nie. Maar as jy kyk, en jy sien die bome so staan, gaan jy oortuig wees, die wind waai. Wat se sintuig gebruik jy om God se inspraak te beleef? En nou kom die woord, nou sê die woord, we will not live by sight, but by faith. Dit is onmoontlik om God in jou lewe te beleef sonder geloof. En daar is 'n amazing manier hoe ons jou kan begelei. Ek byvoorbeeld, Three Colors of Spirituality is 'n boek deur Christian Swart, wat net amazing is. Elkeen van ons is gedesign en gebou om God op 'n spesifieke manier te beleef. Kyk, jy kan my op 'n dam gaan sit. Nee, ek love roei en sulke goed. Ek het die Dusin al 15 keer gedoen. Ek love as jy my 6:00 die oggend op Rietvlei dam sit.
En die son kom op en ek hoor die watervoëls en hy dam is so glad soos 'n spieël. En ek begin te roei en ek is alleen. En ek sien 'n seekoeie opkom. Dan beleef ek nie die Here nie. Maar oor die algemeen is daai vir my 'n moment waar ek net voel God praat nie nou nie, hy skree nou. As jy in die bos sit of op die strand en ek kyk net om my die goed wat hy gemaak het, daar's iets van die skuldenaar in sy skildery en ek kyk na wat hy gemaak het, dan beleef ek die Here op amazing maniere. Partykeer meer as in my studeerkamer. Elkeen van ons beleef die Here op 'n manier. Al wat ek vanaand vir jou sê is, don't do it on your own. Maak plek vir die Here om regtig te beleef. En as jy nie weet hoe om te beleef nie, gaan lees bietjie daai boek 3 Colors of Spirituality en jy kan ontdek wat is al die maniere hoe jy net kan in stem kom, in lyn kom met wanneer God praat. Maar hier's die key vanaand. Jy is net gemaak vir 'n rede. Jy's in Christus net gemaak sodat jou wese in jou lewe compatible is met sy teenwoordigheid. Hy kon nie die Heilige Gees uitstort in ongelowiges nie. Want hulle was nie net gemaak nie. They are not compatible with his presence. Maar die oomblik toe ek en jy ingesluit is, het iets in ons lewens gebeur wat maak dat God gemaklik voel om sy woning in ons te kom maak. Kapitaliseer ek en jy daarop. Want as ons dit nie doen nie, dan gaan daai 35,000 besluite 'n dag my op 'n plek bring waar ek gaan voel ek mis uit op al die beloftes van die Here. Is jy met my? Ouens, maak dit vir jou sin. Luister 'n bietjie na hierdie belofte wat 3000 jaar terug gemaak is. So hierdie is in 2 Samuel waar koning Dawid, hy's op 'n mission. Hy wil net vir die Here 'n tempel bou. Hy glo God het 'n huis nodig om beskerm te wees van die elemente, nie blootgestel te word aan die klimaat nie en so. Hy wil vir die Here, hy's op 'n mission. Hy wil vir die Here huis bou. En die Here sê vir die profeet, sy vriend Nathan, gaan sê tog net vir Dawid, hy het nie nodig om vir my huis te bou nie. Ek het ander planne. En hier is die belofte wat God 3000 jaar terug maak deur die profeet Nathan. Hy sê vir Dawid, wanneer jy sterwe, kom jy by jou voorvaders rus. Okay, sal elkeen van jou nageslag jou eie seun koning maak en aan hom 'n bestendige koningskap gee. Hy sal vir my naam 'n huis bou en ek sal sy koningskap vir altyd laat voortbestaan. Ek sal vir hom 'n vader wees en hy sal vir my 'n seun wees. God sê vir Dawid, luister, hou op om vir my 'n huis te wil bou. Daar gaan iemand kom. Hy gaan deel wees van jou nageslag en jou bloedlyn. Hy gaan vir my 'n seun wees. Ek gaan vir hom 'n vader wees. Hierdie is 'n heenwysing na Jesus Christus. En wat gaan hy kom doen? Hy gaan vir my 'n huis kom bou. En toe gebeur die kruis. Toe kom daai seun. En hy doen 'n stuk werk wat my en jou insluit. En in die proses kom skep hy in elke gelowige 'n woonplek vir die Heilige Gees. Ouens, jou lewe is die resultaat, is die waarmaak van 'n belofte van 3000 jaar terug. Die Here het elke persoon kom vul met sy Heilige Gees en hy kom woning maak in die mens. Hy bly nie in tempels nie. Hy bly nie in strukture nie. Nou bly in my en jou. My vraag is, kapitaliseer ek en jy op daai krag? 35,000 besluite 'n dag. Hy klaar gekies dat hierdie beloftes oor jou lewe waar is. Maar wanneer ek en jy anders kies, posisioneer ons onsself onder daai lewe van volheid en oorvloed en betekenis en ons haal onsself uit onder dit. Ek en jy kan kies. Ek sit nou die dag in gesels met 'n ou en hy vertel my die storie waar hy en sy broer mekaar dagvaar. Hulle het 'n hofsaak. Ek sê vir hom, jy moenie huil as jy niks oorbly van hierdie verhouding nie. Want die Here het 'n belofte vir jou lewe gemaak. Maar hy lei jou ook deur sy Gees en hy sê vir jou dat jy moet julle geskille uitsorteer. Moenie dit hof toe vat nie. Onthou daai skrifgedeelte, bly uit die howe uit, want God weet wat dit doen in verhouding.
Ek sê vir hom, nou ignoreer jy dit. Jy vat jou eie familielid hof toe. Julle elkeen kry 'n prokureur en julle dink julle gaan gesond uit hierdie prentjie uitstap. Jy het dit in jou eie hande geneem. Jy moenie kla as jou broer nooit weer iets met jou te doen wil hê nie. Dis 'n besluit wat jy gemaak het. Dis een van jou 35,000 besluite. Hy kan nou maklik voel, maar hoe is dit waar dat ek wat ingesluit is, hierdie amazing lewe kan leef en al hierdie beloftes en goed. Sê vir hom, ja, maar jy het daai teruggevat uit die hande van die Here uit en jy self gaan kies. Nou op grond van hierdie belofte, kyk wat sê Romeine 8. Nou dat die belofte wat God aan Dawid maak, 'n werklikheid word in my en jou lewe, en hy ons vul met sy gees, hy voel gemaklik om ons die woning te maak van sy teenwoordigheid. Kyk wat sê Romeine 8 nou. Hy sê, but if God himself has taken up residence in your life, you can hardly be thinking more of yourself than of him. Anyone, of course, who has not welcomed this invisible but clearly present God, the Spirit of Christ, won't know what we're talking about. But for you who welcome him in whom he dwells, even though you are still experiencing the limitations of sin, you yourself will experience the life on God's terms. Die lewe wat hy in gedagte het vir jou wat ingesluit is in Christus, word 'n realiteit. Sien jy daai onderskeid? Ek sien twee woorde raak. He who dwells in you. Maar ek sien ook die woord he who is welcomed. Daar's 'n verskil. Jy kan gevul wees met die Heilige Gees, maar jy kan hom nie verwelkom nie. Elke oggend as ek en jy opstaan, sê ons, welcome Holy Spirit. Ek is gevul, maar dit kan daar eindig. Die gedagte is dat ons wat gevul is, hom sal verwelkom elke dag. En vir hom sal sê, maar in hierdie dag stap ek in elke belofte wat 'n ja en 'n amen is in Jesus Christus. Stap ek in. Kom lei my. Kom wys my. Dis 'n amazing ding van die Here. Hy besoek nie net nie, hy kom kuier nie net nie. Hy het permanent woning gemaak in ons deur die Heilige Gees. En dis nie gekoppel aan waarin ek en jy is nie. Want ons is klaar nuut gemaak. Dink jy die oomblik wanneer ek hom teleurstel, besluit hy ek trek nou uit, nou pak ek my tassies, ek trek uit. Nee ouens. Wanneer mense by jou huis kom kuier, dan maak jy alles mooi aan die kant. Jy maak seker alles is agter mekaar, die skottelgoed gewas. Die wasgoedmasjien is uitgesorteer, alles is netjies as die mense daar instap. Né? Die Here het nie nodig dat my en jou lewe uitgesort of agter mekaar moet wees vir hom om te kom woning maak nie. Hy het ons lewens voetstoots gekoop. Hy het met sy bloed daarvoor betaal. Hy voel gemaklik in my en jou lewe as gevolg van ons insluiting wat Christus gedoen het. En hy gaan nooit weer trek nie. Maak nie saak wat jy doen nie, maak saak wat ons kan nooit ontslaa raak van hom nie. He's there to stay. But for a reason. Hy wil in daai spasie van daai 35,000 besluite inklim, betrokke wees, inspraak gee. En stukkie vir stukkie druk dit my lewe in 'n rigting waar elke liewe belofte wat hy maak 'n waarheid word. Amen. Nou verstaan jy dat ons hierdie hoofstuk kan afsluit. Romeine 8 waar Paulus die volgende sê. Hy sê nou, hiervan is ek oortuig. Daar geen rede is nie, daar's geen faktor, daar's geen ding. En hy maak die lysie wat ons kan skei van die liefde van God nie. Niks kan maak dat hy weer uittrek nie. Niks kan maak dat hy nie meer teenwoordig is in ons lewe nie. Kapitaliseer ek en jou op die feit dat daai 'n waarheid is. Die kerk het dit reg gekry om snaakse goed te doen as dit kom by die area van die Heilige Gees. Dit is jammer.
Dat ons partykeer voel, ons moet net, we have to manufacture, ons net kan bewys, God is teenwoordig hier. En dan het ons al gesien op TV, dit gebeur nie by Doxadayo nie, op die 5 channel, dat kerke partykeer die snaakste goed kan doen. Jy weet, of hulle nou op mense blaas, of met mense met doomspuit, of wat ook al, of jy weet, mense omgekoop is, dat hulle lewend uit 'n kus uit weer sal opstaan, net om te bewys, God is teenwoordig, God werk. En dan kry die kerk 'n slegte naam. Hoe het ons ooit op 'n plek gekom waar ons voel, we have to manufacture God. God is teenwoordig, God is waar, He is real. And He is trustworthy, He is faithful. Die feit dat jy hier is vanaand, maak hom teenwoordig. Jy kom nie hiernatoe om sy teenwoordigheid te beleef nie. Die feit dat jy hier is hy hier, because you are spirit-filled. Kapitaliseer ek op dit. Is dit in my 35,000 besluite 'n dag. En dan soos ek vandag net wil kom afsluit met 'n skrifgedeelte, ook in Romeine 8, en ek wil nie hê jy moet die krag hiervan mis nie, want dit vat vir my alles saam. Want my vraag aan jou vanaand is weer eens, verwelkom jy die Heilige Gees elke dag? Bepaal hy jou prioriteite? Staan jy in die oggend op en jy doen maar net, maak jy besluit gebaseer op die populêre gewilde opsies, of die maklike roete, van die maklike pad, of jy weet dit wat logies sin maak. Ouens, toe hy vir die disippels sê, bring vir my die 5 broodjies en die 2 visse, dit het nie sin gemaak om 5,000 mense kos te gee daarmee nie. Toe vir Petrus sê, klim uit die boot uit, it did not make sense. Daar seker goed wat die Here van jou gaan vra, en daar seker goed waar jy jou gaan lei, wat nie logies sin gaan maak nie. Maar hy wil hê met jou besluite daarop. We live in an upside down kingdom. Nie alles maak altyd sin nie. Dit vra 'n stuk geloof. En dan kom in die laaste skrifgedeelte en hiermee gaan ek afsluit. Waar Romeine 8 sê, almal wat hulle deur die Gees van God laat lei, is kinders van God. En dadelik beleef ons spanning. Dadelik beleef ons spanning. As jy spanning in hierdie oomblik beleef, wil ek vir jou sê, dis nie van die Here af nie. Verstaan die hart van hierdie skrifgedeelte. Ek wil dit anders kom stel. Almal wat kinders is, laat hulle self lei deur die Heilige Gees. Die Gees wat aan julle gegee is, maak julle nie tot slawe nie en laat julle nie weer in vrees lewe nie. Nee, julle het die Gees ontvang wat julle tot kinders van God maak en wat ons tot God laat roep, Abba Vader. Hierdie Gees getuig saam met ons gees dat ons kinders van God is, en omdat ons kinders is ons ook erfgename. Ons is erfgename van God, erfgename saam Christus, aangesien ons deel in sy lyding, gaan ons ook deel in sy heerlikheid. Ouens verstaan die hart van hierdie 5 kere in daai sinnetjies daar, 5 kere praat dit van kinders, hoor jy? Hy koppel die Heilige Gees, koppel hy aan verhouding. Hy praat van Abba Vader, hy praat van kinders, op 5 plekke op daai bord. Is die Heilige Gees is aan ons gegee om woning te maak in ons lewe, dat ons nooit sal twyfel aan verhouding, aan familie, aan liefde, hoe die Vader oor ons voel nie. En aan dit koppel hy ook, dat ons erfgename is, dat ons kan aanspraak maak op die beloftes. Ons kan nie vanaand met jou kom praat oor die beloftes vir jou wat in Christus is, sonder om met jou te praat oor wat die Here hier binne in ons doen. En the Holy Spirit just confirms over and over again that we are family, that we are loved by our Father. Daar gaan kere in jou lewe wees wat jy onvrymoedig voel voor God. Daar gaan kere wees wat jy 'n besluit gaan maak en jy weet dis die verkeerde besluit. Jy weet wat is die regte besluit, maar jy kies vir een of ander rede om 'n ander pad te volg. Daar gaan kere wees wat jy jouself verwyd, daar gaan kere wees wat jy jouself teleurstel en vir God teleurstel. Daar gaan kere wees, maar in al daai is die Heilige Gees daar. Daar gaan kere wees wat julle as familielede op mekaar gaan skree. Man op die vrou, vrou op die kinders, wat ook al, of kinders
na die ouers se kant toe. Ons sien dit ook. Daar gaan kere wees wat jy 'n uitbarsting kry of 'n emosionele moment beleef en jy gaan goed sê wat jy nie bedoel nie, dit was nie jou intensie nie, maar is uit. En jy staan in verwondering en jy wonder wie het nou hier opgestaan, wie's ek? En jy is net so verbaas soos die ou wat dit hoor. Maak nie saak waar jy is in jou lewe nie. Die Heilige Gees is daar. Hy's in dit. Hy's net hier by die kerk nie, hy's net as jy Bybel lees nie, hy's nie net daar as jy bid nie, hy is in daai good, the bad and the ugly. En in elke moment en elke dag wil hy jou kom lei en jou kom rig en jou kom wys hoe. En soos jy hom volg, beleef jy hoe elke belofte in Christus 'n waarheid word oor jou lewe. Amen. Vader, baie dankie vir die wonderlike geskenk van u permanente alomteenwoordigheid deur die Heilige Gees. Dankie Here dat u vir eens en vir altyd 'n besluit gemaak het om by en in ons te wees. Dankie dat u selfs 'n naam kon koppel het aan die geboorte van u eie seun in hierdie wêreld, om vir ons te kom sê, u is met ons. Toe Jesus Immanuel noem, God met ons. Dankie dat ons u kan beleef. Dankie dat u so geduldig is met ons lewens. Dankie dat u oor en oor en oor en oor ons lewens wil rig en ons wil begelei na daai plek van rus en vrede en oorvloed. Hier sit vanaand dalk 'n persoon of persone hier en ek wil vra Here dat waar hulle uitdagings het om net die gewig en die krag van die rol van die Heilige Gees in hulle lewe self te beleef, dat u hulle sensitief sal maak, dat u hulle bewus sal maak van dit waarmee u besig is. En wil u vir ons net die courage, die boldness gee om te gaan waar u ons lei. Dankie dat ons vanaand kan staan op elke belofte en ons kan sê ja en amen. Ons eer in Jesus naam. Amen. Ek wil vir jou so 2-3 minute gee. Lê nie wat jy nou gaan doen. Dis vir nou, maar dis ook vir elke dag. Ek wil vir jou vra om soms op jou eie gebedjie te bid, waar jy net vir die Here dankie sê vir die rol van die Heilige Gees in jou lewe. En dan wil ek vir jou vra of jy ook self kan vra. O Heilige Gees, maak my sensitief vir u teenwoordigheid. Help my om u te beleef en ook te kom reageer op dit wat jy elke dag in my lewe doen. En kan ek jou vra dat soos jy dit vanaand bid, dat jy ook die besluit saam met dit maak, dat dit elke liewe oggend se gebed sal wees. En jy sal nie glo hoe bereid dit jou hart en jou gemoed voor elke dag om te leef in dit nie. Amen. Vat so 'n paar minute.